The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. My naam is Rudy van der Berg. Ek is 38 jaar oud. Ek kom daar van Johannesburg Suid af, daar Kurfontein area. Ja, ek het daar groot geword. Ek is nou 38, so ek is omtrent nou 38 jaar wat ek in die suide bly en daar groot geword. Ook vriende, familie, my pa en my oom het almal transportbesighede daai kant waar ek in gewerk het en sy maar groot geword het in die besigheid. So ek het maar altyd gehelp dan met my pa en al daai goed gedoen. Ek was in die accounting in en gedeel met 'n bietjie om te begin van daar 'n bietjie gedeel met verkeerde vriende en al daai goed wat ek in dwelms, ek was omtrent so hoe oud was ek? So 18, 19, toe ek begin het met cocaine. Toe het ek nou van daar af die company en my paal verlei. Ons het geld oorgesit, name gesit vir accounts wat nie actually bestaan nie, maar die accounts is daar, maar dit is nie bietjie meer geld daar gevat. So ek het geld uit my pa se company uitgevat om my dwelms te onderhou. Dis omtrent so minus 5 na 6, 700, as dit nie meer is per dag wat gegaan het vir dwelms. En so het ek nou verslaaf geraak in cocaine. Dit was my eerste keer wat ek daai gebruik het. Dit was omtrent my ouderdom was so 18, 19 jaar uit daai tyd. Vir 'n jaar en 'n half gebruik, van daar af na rehab toe gegaan in Nigel. Nie reg gekom daar nie. Teruggekom. Toe moes ek gegaan het, terwyl ek daar was, het ek my rug seer gemaak, ook met seker maar met Peninsula by die company, so ek het my rug seer gemaak. Toe was ek net so 2-3 weke by Nigel se rehab, toe moes ek in die hospitaal toe, en hulle die regoperasie gedoen, dit was my eerste regoperasie. Van daar af, weer by die huis, maar net weer dieselfde stories gedoen. Ek was daar ander rehab toe, in Alberton, Akeso. Daar was ek ook 'n rukkie in. Ek was in en uit met rehabs, Akeso, toe sit Elim daar in Boksburg, van Elim af, toe was dit nou weer terug Akeso, maar daar het ek altyd ek was onder sielkundige wat my gehelp het en my verduidelik het, en toe het ek nou vandaag op Barton Hospitaal, toe was ek nou ook daar in depressie. Maar nog voor ek van depressie geweet het ek baie familieprobleme gehad, en ja, dit het net te veel geraak vir my, en omtrent die jaar was, ek was daar so met 21, 22, dit was in 2012 of 2013, ja, 2013, toe die dwelms ook maar nou
my hele lewe kan maar sê omgevat en ek het daai tyd het ek nie geweet ek het enige probleme nie, depressie nie, niks nie. Ek het die aand gegaan, het omtrent R1000 gespandeer op kokain, is omtrent 5 gram met die kokain. Ek het dit gebruik die aand. Nou voor die aand het my ouma wat oorlede is, het vir my die sleutels gegee van die sy, want my pa se besigheid, se company was op die gronde waar ek bly. Daai tyd. So, toe sy my die syfsleutels gegee om my pa die volgende oggend te gee. Nou daai tyd het hulle nie gebeur, weet my ouma en oupa het nie notisie gevat van die dwelms nie, hulle het nie, of ek kan nie sê sy notisie, hulle het nie geweet daarvan nie. Hulle was onkundig van die goed, en ek het ook net stil gebly, maar ek was so af, maar nie, baie mense het gesien dat ek af is nie. En dit is waar ek toe nou die sleutel gekry het, en in die syf gegaan het. Ek het 'n revolver uitgehaal daar, en kamer toe gegaan met hom, en ek het dan nie alles reg gekry. Daai tyd het ek niks geweet van revolvers. Ek het nie geweet hoe om die een te werk nie, niks nie. Ek het niks geweet van dit nie. So 'n paar keer dan het ek gedink hy gaan afgaan in my hand terwyl ek besig is met die revolver. Van daar af het ek die 5 gram kokain gebruik. Ek het toe aan die slaap geraak met die revolver op my bors. Omdat ek was so af dat die selfmoord, dit was baie moeilik geweest. Aan die slaap geraak met die revolver op my bors. Ek het so lank bank in die kamer gehad, waar ek net so gerustig gelê het, maar ek het aan die slaap geraak. Die volgende oggend, dit was about 4 uur, 5 uur die oggend, toe ek wakker word. Toe het ek die revolver by my op die bors. Maar ek dink by eerlikheid myself, die dwelms is toe uitgewerk. Ek was die mekaar en ek het net aan my depressie, daai tyd was dit nie vir my depressie, dit was net, ek was af, ek was nie meer ge-worry oor almal en niks nie. Ek het die revolver gevat, ek het op die bank gaan lê, net daar waar gesit het ek gelê, op 'n kussing, agtertoe oorgelê, ek het die revolver teen my voorkop gedruk, en ek het sneller getrek. En toe dit gebeur het, ek net, daar was toe ek het so 'n snaakse gemaak, weet so 'n asemhaling, maar 'n diep asemhaling. En die bullet is toe deur, maar die bullet is nie uit die kop uit, die bullet het net gaan vassit onder die brein. En van daar af het ek my oupa, ek was nie unconscious nie, ek het regop gesit, ek het klaar geslaap. Het ek my oupa geskakel, hy was in die huis, ek was in buite in 'n ander kamer, hy het soos 'n lodge waar mense bly. So ek was in 'n buite, ek het hom gebel, ek het moeilikheid gemaak, hy moet asseblief kamer toe kom. Toe het ek nou, terwyl hy nou wag vir hom, toe het ek 'n handdoek oor die kop gesit, terwyl die bloed loop, ek was fyn, dit gevoel net, ek is wakker, ek het niks probleme nie. Ek het die handdoek oor my kop gesit, en die bloed het gestap, en toe my oupa in die kamer kom, toe sê ek vir my oupa, ek het moeilikheid gemaak, ek het myself geskiet. Dis toe ook net about dit was 5:30 die oggend, 5:30 of net so voor 6, toe trek my pa in die yard in, hy kom na die besigheid toe, toe het my oupa net vir hom gegil, dat Rudy het hom nou net geskiet. Hy het uit die bakkie uit gejump, hy het my gegryp, ons was hy het met die bakkie gesit, en ons is weg, hospitaal toe gejaag. Al die pad hospitaal toe het my pa vir my gesê, moenie slaap nie. En ek was nie moeg nie, ek het hom gesê, ek is nie moeg nie, ek gaan nie slaap nie, ek sit nog, maar ek het nog steeds die handdoek bo op die kop. Al die pad met Barton hospitaal toe, hy het my daar uitgeklim, en het my op 'n stretcher daarin. Daar het ek gesit en gewag vir hulle die 2 breindokters gelaat bel en om deur te kom hospitaal toe. Dit is 2 goeie dokters. Een is 'n professor by al die hospitale, meeste van hulle, en die ander breindokter. Hulle het met my kom praat, hulle was soort van geskok, om te sien, hier sit ek regop met 'n gat in my kop, hulle het hom net toegeplak met 'n pleister, en ek sit al conscious, ek was nie of ek geslaap het of iets, hulle het al die masjiene op my gesit, en al die goed, maar ek was by. Van daar af
Het hulle my kom sien, ons het gesels. Ek was toe geplaas 2 weke in 'n normale ward, waar ek moes gelê het dat die swelling van die brein kon afgaan, voor ek gaan vir 'n operasie, want hulle moet die bloeding van die brein afhaal. Daar het ek 2 weke gelê, waar hulle my kom sien, en dit is waar hulle opgetel het ek het depressie. Dis waar die psigiater my kom, die dokter wat met jou praat, het my kom sien, en wat die pille skryf. Ek is nie altyd seker met die twee genade nie. Met my kom sien en met my kom praat, en gesê ek het depressie. En dit het my ook kom sê dat my dwelmgebruik, die kokaine wat ek heeltyd so gebruik het, die depressie sal geaktiveer. En ek weet nie waar die hele storie nie, maar dis wat hulle my gesê het. Van daar af was ek nog so 'n paar dae wat ek in die normale word gery. Toe is ek in vir die groot operasie. Toe sny hulle my van oor tot oor. Maar die vou opgemaak, die skaal opgemaak, die bloeding van die brein afgehaal. Van daar af, hulle het my gesê, hulle het 7 minute of 8 minute wat hulle my nie kon bykry nie, op die operasietafel waar ek was. En toe hulle my bygekry het, toe ek van daar, toe hulle klaar gemaak, toe hulle nie my, hulle nog, aan daai tyd nog nie my skaal vastgesit, met die hele storie aan mekaar gesit, want die swelling van die brein moet eers afgaan. Van daar af was ek ICU toe, daar by Mobarton. Ek was seker in ICU 2 tot, sê maar 2 maande as dit nie meer was nie. En ek was gebandaged, my hele kop was toe gebandaged. Elke keer as ek wakker word, net my oë oopmaak, dan spuit hulle my met morfine uit, dat ek kan slaap en die brein nie goed moet rus. So daar was tye wat my ouma en my pa kom kuier het en ek het geslaap, want soos ek my oë net oopmaak, dan sit hulle my uit, elke keer. En tussen daai tyd raak ek ook siek in die ICU, wat hulle my toe gestoot het, gesit het in 'n klein kamertjie daar, toegemaak het en alles, waar toe sit net, toe mag net my pa en my ouma my kom sien, in die kamertjie, niemand mag nou by my kom nie, en hulle het vir hulle ook klere gegee, wat hulle moet aantrek en goed, want toe is ek baie siek, hulle het daai tyd gedog, toe gaan ek het nie maak nie, want toe op die hele storie, toe het ek nou siek geword. So toe is dit ook nou nog 'n probleem met die griep op, ek weet nie, ek kon nie so duidelik sê wat ek gehad het nie. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Daar was ek omtrent ICU 2 tot 3 maande. Nou vir daai 2 maande het ek elke dag morfine wat hulle gespuit het in my. So dit het vir my 'n groot probleem geraak, want toe ek van daar af toe het my nou vir 'n maand, dit was 6 of 8 weke, toe ek Auckland Park se rehabilitasiesenter toe. Vir daai 2 tot 3 maande wat ek in die bed gelê het, kon ek nie onthou om te loop nie. Ek kon nie met my brein mooi werk nie. So toe hulle my Auckland Park, ek was van Mobarton Hospitaal, het ek nie 'n keuse gehad nie, ek kon met ambulans gegaan het, of my pa vat my deur. My pa verkies om my deur te vat Auckland Park toe, maar dit moes gewees het, dit was gereël van direk van die hospitaal na Auckland Park. Daar was nie gestoppe by winkels nie, daar was nie stoppe by die huis nie, dit was direk. Ons het in Auckland Park gekom, ek en my pa, ons moet eers die hospitaal laat weet ek is daar. Toe het hulle my in 'n rolstoel gesit, want
daar's nie 'n way dat ek kon geloop het en niks nie. Dis waar ek nou vir daai 6 tot 8 weke in Auckland Park was. Daar moes ek weer leer loop. Hulle het my in 'n rolstoel gesit. Dit was 'n nare ding, want jy kan niks vir jouself doen nie. As jy wil toilet toe gaan, moet jy iemand roep om jou te kom sien. En hulle moet jou help toilet toe gaan. Ek was soos ek kan maar sê half verlam. Maar ek kon nie my bene gebruik nie, hulle het my in 'n swembad gesit, probeer my sterk maak, waar ek weer moes loop, ek moet wiskunde doen, dis amper soos om te sê ek was in hel, want dit is 'n storie om heeltyd, as jy wil toilet toe gaan, as jy wil eet, as jy wil iets doen, moet mense jou kom help en jou kom sien. En dit was 'n nag. Van Auckland Park af het ek nou elke dag het ek reggekom, sterker geword elke dag, ek het begin loop, ek het 'n walker gehad, ek het alles, nadat het ek nie meer 'n rolstoel nodig nie, nadat het ek nie meer die walker nodig nie, ek moes net stadig begin loop, dis toe ek daar uitgevind het, my linkerkant, my linkerbeen bo, is 'n klein bietjie dood nog, en my linkerkant is 'n bietjie off balance, en ja, dit is nog steeds 'n storie. Hulle het ook in ICU uitgevind dat my linker oog het ek verloor. Hulle het ook alles probeer om die hele storie reg te kry en alles. Hulle het my geopereer hier onder die oog. Alles getraai, maar ek kon nie my oog. Dit is nog steeds my eie oog hierdie, maar ek kan hom nie meer gebruik nie. Ek het myself gedamage. Ek het my linker oog verloor. Daar het ek al ek het oogprobleme. So nou het ek my dit net erger vir myself gemaak. Niemand is my skuld. Ek het ook van Auckland Park af weer leer loop. Dit was 'n groot stryd vir my. Maar ek was vir 'n jaar, ek was uit Auckland Park af. Toe met al die morfine wat hulle my in gespuit het. As ek moet kopseerpil vat of 'n Panado, ewen 'n Comprol, enige pil, ek kan dit nie vat nie. Omdat die morfine wat in my liggaam gespuit is sterker as daai pil en my liggaam het gewoond geraak aan daai morfine. So nou as ek nou wil iets aan kopseer het of 'n pyn het of iets moet ek hospitaal toe gaan, dat hulle my op 'n drip sit van daai Tramocyte, ek dink dit was Tramocyte, maar hulle my die pyn gee deur die bloed, want 'n kopseerpil, Panado, Crampa, niks help. Toe ek in Auckland Park uitkom, was by die huis, alles was fyn, toe ek begin, omdat ek so baie seer gehad, pyn, kopseer gehad, het ek begin Crampas gebruik. Dit was 2 Crampas, toe is dit 3. Daarin het ek verslaaf geraak aan Crampas nou. En ek het daarin soos 5, 6 elke 3 ure gevat, die poeiers. Dit was nie die pille, dit was die poeiers. Ek het verslaaf geraak aan die poeiers. Toe raak dit nou 'n probleem vir my. Van daar af was dit toe, ek het die hele dag Crampas gebruik, dit was omtrent 36 Crampas 'n dag. So dis 'n boks, sê maar 'n boks elke tweede dag moet ek gaan koop het, want ek is nou verslaaf aan Crampas. Nou is dit nie meer kokain nie, toe is ek nou oor na Crampas. Van daar af weer, my oupa het uitgevind, toe is ek nou, daar was groot moeilikheid daaroor. Wat reg was, ek was verkeerd nog heeltyd in al hierdie goed. Van daar af toe ek, wat was dit toe? Probleme gehad, my pa, die familie. My ouma het nog gelewe daai tyd, maar toe het ek weer mekaar geraak met ander vriende wat my nou weer, toe het ek nou tik gebruik en ek het ja, die groot ding was die tik wat ek gebruik het. Toe is dit nie meer kokain nie, toe is dit nou tik. Maar ek was die hele rukkie wat ek skoon was. Ek was omtrent 2 tot 2,5 jaar was ek heeltemal skoon, dat ek nie dit hê. Ek het nog gerook en alles. Dat het ek nog gedoen van omtrent, ek wil nie sê van die jong age, maar hier van 18, 19 het ek begin rook. 18, 19 jaar oud het ek begin rook. En ja, maar rook het ek nog altyd gerook, maar dit was nou net die tik en goed. En dit is wat nou begin, ek het probeer sê, tik kan ek gebruik nou, en dat ek daai pakkie kan my 3 vir week hou, maar op die einde van die dag, ek kan nie met die drugs gewerk het nie, want jy gebruik al hele pakkie in 1 dag, waar ek nou gedink het, ek is nou, met die tyd dink mense nie. Mense wil nou gebruik, en dan gebruik al hele pakkie, dis 'n R50 pakkie of 'n R100 pakkie wat jy mens koop, en dan op die einde van die dag, koop jy nog een en nog een en nog een. So nou raak, jou families is heeltyd op jou case, en hulle is beklei, en dit is aklig.
jy slaap in die kamer, jy is besig die hele tyd. Of jy sal deernag sommer begin skoonmaak en alles vir die volgende oggend en as werk kom en werk toe gaan, en jy dit nou nodig as jy kan werk toe gaan, want dit hou jou wakker, dit hou jou energie en dit help jou met mense goed te deel. Maar jy dit nie self kan doen, maar nou jy 'n drag in jou wat jou kan help om dit te doen, so jy op 'n dag het ek my werk verloor. Deur moeilikheid en bekleierery. Ek was op tyd altyd, maar die bekleierery en die atmosfeer was nie lekker altyd in die plekke waar gewerk het. Vandaar af was dit ook, het was hele ruk wat ek ook, wat niemand agtergekom het, ek het die tik gebruik nie. Hulle het begin, soos my pa en my oupa het begin weer agterkom, ek gebruik die goed, hulle het met my gepraat. My pa het daai tyd bietjie moed opgegee en gesê, gebruik. Jy weet, hulle gaan my nie meer stop nie as ek my lewe wil verwoes. Then go for it. Ek was ook vir 4 maande wat ek op die pad was. Dis dan ook maar verkeerde mense en padlewe gehad, waar jy moet steel, jy moet dit doen om in die lewe, jy moet enigiets doen om in die lewe te bly. En jy is nie alleen nie, jy moet jou goed ophou, want jy so roep in die sak en 'n kombers en 'n kussing rond in die paaie. En jy moet maar ervaar, as hulle steel van jou, of jy moet iets gee om koste of iets, dan moet jy dit maar doen. Of hulle steel jou goed en jy verkoop het. So jy verloor die hele tyd, jy kom nergens uit nie, jy verloor die hele tyd. Van daar af is ek terug weer na my oupa se huis toe. En ja, was ook nie 'n hele rukkie, ek weet ek ook bietjie skoon was en ek is van die pad af en goed. Toe ek nou weer begin gebruik en dit draai wegsteek, minder maak, niemand het geweet nie. Maar dit het nie so uitgewerk nie. My oupa het agtergekom dat ek dit gebruik het en hulle het my 'n keuse gegee. Of ek gaan regkom, of hulle gaan my in die kamer kry en ek het myself doodgemaak. Op die einde van die dag, dis nou, hulle gee my die keuse nie. Ek kan aangaan met wat ek wil doen, hoe ek dit wil doen, en hulle gaan my net doodkry in die kamer. My oupa het my gesmeek. En die besluit, ons het dit uitgevind toe, van die plek nou hier so in die Kaap met Omrooies, die School of Fire hier by Sof. En ja, ek was teen dit, ek het gevoel dat my pa gooi my weg, my oupa gooi my weg, daar was bekleierery daaroor. En dit was nie lank, ek en my pa het sit ook vast op die huis. So dit was nie om te spyt op enigiets en ek het gesê, okay, maar dit was meer vir my oupa. My oupa soos my pa. Ek het meer gesê dat ek vir my oupa, okay, laat ek gaan. Ek het hulle my toe 'n buskaartjie bespreek, hulle het my gereël met die kantore hierso, alles was gedoen toe. En ek het op die bus geklim in Johannesburg. Ek het die oggend opgeklim, ek het die laat aand het ek hier gekom by die Noord-Kaap. Hulle het my Pastoor Steyn het my gekry hierso hier in Appington, my hier toe gebring. En ja, en van hier af, ek was baie negatief. Vir die eerste maand was ek negatief. Dit het gevoel of die familie my weggegooi het en omdat het gevoel of alles my blok. Ek kon niks doen nie, ek het nergens en oral is dit net gevoel soos 'n bekleierery. Maar dis nou amper 3 maande dat ek nou hier is en ek leer, ek doen studies, ek doen vir sendeling, ek druk om pastoor te doen. Ek het beplan nou hier vir jare en meer te wees. Ek beplan nou om actually op my vakansie te gaan vir die week of 2 dat ek my goedjies kan uitsorteer in Johannesburg. By my oupa en ouma te wees. Ag, my oupa, my nuwe ouma te wees en my pa te wees. Weer uit hulle sigheid van hulle gaan in die huis bly. En dan op die einde van die dag saam met hulle spandeer net vir 'n week of 2. En dan terug te kom Sof toe. Want hier voel dit vir my, hier's meer 'n huis vir my met family en ek is uit moeilikheid uit. Die suide van Johannesburg is sleg. Jy kan nie om jou enige hoek en draai, as guns wat afgaan, drugs wat verkoop word, jy kan nie. Dit is nie die lewe daai nie. Ek sal eendag terug gaan as my oupa die plek verkoop en trek na 'n beter area op 'n ander kapitaal toe, enigiets, maar ek sal nie daar kan bly nie. Ek het net besef, hierdie is 'n plek vir my, ek het reggekom. Die Here is by my en
dit voel dit, hierdie is my nuwe familie. Ek het 'n familie in Johannesburg, maar dis al my kuierfamilie wees en dan my regte familie is nou hier by Sof. Pastoor Roy is wonderlik, hy werk nice met 'n mens. En almal is happy en dit is 'n lekker programmetjie elke dag hardloop hier so en ja, ek het my negativiteit het my ek het bly daai negativiteit gehad, want op 'n einde van die dag het ek baie geleer uit daai negativiteit en ek het nou eintlik werk nog steeds daar. Maar die mense hierso almal staan jou by, deur dik en dun. Ons almal is hierso vir iets. Almal is verskillend. En om met mense te werk wat deeltyd verskillend, dit is lekker. Ek like om met mense te werk. En maar op 'n einde van die dag is jy hier vir jouself. Ons is almal groot mense wat hier is. En ons almal deel met 'n probleem. Nie net almal is hier vir treks nie. Daar is baie verskillende goed wat mense hier is. En dit is lekker. Dit is 'n gesonde. En as dit ook nie vir die Here was nie, dink ek sou nie gewees het nie. Want na my selfmoord met die het ek nou van daai tyd af het ek slaappille, ek het 20 bokse slaappille gedrink. Waar my oupa my ICU toe hospitaal toe gejaag het. Ek was die dag in ICU het en my maag uitgepomp het met goed wat jy moet drink of something, ek kon nie eens onthou nie. En die volgende oggend 6:00 bel ek weer my oupa kom haal my asseblief. Laat ek het actually moed opgegee om myself te wil doodmaak, want ek gaan nêrens heen nie. I'm not going nowhere. Die Here het besluit ek het 'n doel op die aarde en ek moet daai doel nou nog net vind. Want slaappille, hier is 'n bullet in my kop, hier sit ek. Mense noem my by Mobarta noem hulle my die angel baby, want hulle kan nie glo toe ek aankom ek sit en gesels met hulle met 'n gat in die kop nie. Vandag is my kop gebou en gesemente goed. Ek moet versigtig wees waar ook al ek gaan. Maar hier sit ek, lewende lywe. Die mense kan, as hulle my storie hoor, of ek het vertel, hulle kan dit my nie glo nie. Want waar skiet iemand jouself, die bullet sit in die kop, en jy loop rond, soos 'n normale mens. So, die Here is goed. Nou, mense het uitvind wat nou daai doel is, hoekom mense nou hier is, en ek gaan daai doel kry. So, en ook, ek het nooit die Bybel geken nie. Ek het nie geweet, mense wil net altyd uit die lewe uit, want alles raak swaar, jy gee almal die skuld, op die einde van die dag is dit maar jou eie skuld. Mense moet besef en bely en sê, dit is my fout, ek moes nie, dit is my fout. Gemaak reg met die Here, gemaak reg met die familie, want op die einde van die dag, môre loop jy uit en jy hoor, daai is oorlede, en jy het 'n bekleierery gehad met daai persoon, en dan is dit nou nog dit, wat mense nou dink is, jy vat dit nou op jou, want jy was lelik met daai persoon, en jy het nie reg gemaak nie. Selfs met jou ouers, maak reg met jou ouers, doen dit. Maak reg met jou ma, met jou pa, met almal. Want op die einde van die dag, jy kan wou ook al wees, jy gaan uitvind dat dit so lede, en op die einde van die dag, dan jou lewe, dan vat dit dan op jouself. Maar, hier by School of Fire, as dit nie vir skool, soos my oupa gesê, dit is my laaste kans. En ek is bly dat my gesê, want as ek nie hier was vandag nie, sou ek op die pad gewees het vandag, waar ook al. En hier is dit nou, ek het 'n nuwe familie, ek het 'n nuwe huis, baie gelukkig met die personeel, met almal hier so. En ek is dankbaar vir hulle. Dankbaar vir hom Roy is, dankbaar vir pastoor Stein wat my almal wat my gepad het. En ja, baie dankie. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou
jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.